Right, so, vandag het ons iets interessants. 'n Outomatiese losvoerkraal. Ja, nee, dit is reg, dit is losvoer. Dit is niks soos dit nie. Dit is los gehamermeelde voer wat hierso hardloop en outomaties gevoer word. So, ons is hier net buite Bridgetown. Ons gaan met Shaw praat en ons gaan hoor hoe Willie Jones hom gehelp om hierdie werklike droom 'n realiteit te maak. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Hallo Shaw, hoe gaan dit met jou? Goed en jy, Albert? Nee, kyk, ons kan nie kla nie, Dis daar 'n bietjie warmer vanmôre as gister. En gister was 'n bietjie rof, val na die reën, maar dis nou billik. Tel maar eers voor ons by die tegniese goed kom. Waar het hierdie droom begin? Albert, dit het eintlik begin in my pa en oupa se tyd. Die voerkraal kom al diep in die 90's uit. Eintlik in die 70's al het hy so begin proe met dit. In 2001 toe my pa nou moeg gesukkel want ons groot ding is arbeid. So in 2001 toe hulle op Nampo toe het Willie Jones nog vir hom so 'n klein stalletjie daar op een kant, nie so groot as wat dit nou is nie. En hulle het half met hierdie idee na hom toe gegaan en gesê, dis die plan, kan ons dit doen. Hulle het baie mense gaan sien. Niemand het kans daarvoor gesien nie, want hulle het gesê, dis al, losvoer kan jy nie roer nie, jy kan hom nie skuif, hy gaan brug. En Willie Jones het dit getraai en dit het vir ons uitgewerk. So van 2001 af loop die basis al van die karretjie, is nou al bietjie opgegradeer oor die jare, maar die basis is nog hier, met hom Willie Jones en Wilco wat nou daar by hom aan die gang is, help dit, dinge gaan vorentoe en ons, as daar 'n bietjie 'n probleem is, Willie Jones oor die foon en ons sort dit uit. En dit is definitief een van die goeders is losvoerbrug en ons weet nou al hierdie tegniese goed, maar 'n ander ding is 'n skaap hou net daarvan om te eet as 'n ander skaap aan hom geryk het nie. Dis amper soos wat jy gaan spoeg op iemand anders se kos. Hy wil dit mos nou nie eet nie. Ons sê altyd as die skaap op die kos asem gehaal het, wil hy aan nie hom eet nie. So ek sien hier links is sulke RFID taggies en hy help nou basies hierdie masjien om so effektief as moontlik te voer per kraaltjie wat hy deurgaan. Yes. Ons het hom gestel toe ons so jy kan kom uit hier sulke infrarooi oogies. Dan lees hy, as hy kom lees hy, dis 'n nuwe kraal. Gooi of nie gooi nie. So hy's aan of hy's af. As hy aan is, dan lees hy sy spoed wat hy moet gooi. So die sequence waarin hy lê, sê vir die VSD, ons gooi nou 'n stadige spoed, 'n medium spoed of 'n hoë spoed. En dit kan ons nou alles binne by die VSD programmeer. So soos die skaap kom, want jy kry sterk vreters, jy kry swak vreters, 'n kraaltjie raak al hoe minder soos ons besig is om uit te slag. So ek kan fisies, my manne kom in die oggend, hulle kom deur, stel die goed hoe hy moet gestel raak. Hier by 12 uur loop hulle dalk weer deur en kyk, okay, hier kan ons bietjie meer voer, hier kan ons bietjie ons om eerder afsit, hier lê nog te veel kos. So ons kan die ding so produktief as moontlik hardloop. En dit help ook dat jy effektief voer en op die einde van die dag jou omdraai tyd verminder. Korrek. Ons kry hom die skaap want omdat ons voer hulle so 7 keer 'n dag. Ek kan hom stel dat hy of tot 20 keer 'n dag voer. Jy kan besluit hoeveel jy wil doen. Binne in hierdie boks is timers. So ek kan vir hom sê in die somer voer ons weer deur die oggend hier van 11 tot 3 voer ons die regtig te warm. Die skaap wil eet, hulle wil eerder net in die koelte lê. En in die winter voer ons weer eerder deur die dag want in die aand raak dit weer te koud. So ek kan hom optimaal vir die seisoen, vir die winde wat waai, vir al daai tipe goed, kan ek hom programmeer en hy loop op sy eie. Ons moet net sorg, die silo is vol, as die silo vol is, sal die silo sorg, die ding is vol en hy loop. En dan op die einde van die dag, met my meganiese kennis sien ek nou klomp flow switches en level switches en position switches en klomp elektroniese, meganiese sisteme. En wat my nogal altyd prikkel is, hoeveel keer breek hierdie ding? Hoe moeilik is dit om hom te onderhou? Eintlik nie, daar is maar altyd een of ander contactor wat oor tyd, ek meen hy werk 7 keer 'n dag word hy in en uitgetrek, so dit het ook maar 'n leeftyd. Party goed hou jare, ander goed dit nou net 'n dingetjie wat hy lekker loop en hy sit af. Maar daai probleem word bitter vinnig uitgesort. As ek op my foon klim 7:00 die aand en ek bel Willie Jones toe want die karretjie moet loop, trek hulle my tekeninge op. Shall dis jou fout, maak weg en ons gaan weer. So 90% van die probleme kan jy binne 15 minute oplos net op jou eie. Korrek. Of ek stuur vir Willie Jones, ek maak hom 'n video, dis my fout. Hulle bel my oor 'n halfuur terug, hulle die ding deurgekyk weer op sy diagramme want alles word ons op rekenaars geteken. Hy sal my sê, toets my daar, toets my daar, toets my daar, daai contactor trek jy in nie. Jy moet daai contactor vervang. So nie net het om Willie Jones jou gehelp om 'n probleem op te los nie, hy het jou gehelp om jou probleme in die toekoms en ook op te los. Hy het jou nie net gelos nie. Ja, korrek. Daar is 'n kliëntediens, dis mos maar ons groot ding. Dis 'n besigheid waarmee ek 'n pad kan stap. Ek gaan nog baie lank met hom 'n pad stap en ons is in die proses, ons wil nog uitbrei, nog goeders bysit, ons wil ons aanpaskraal outomatiseer en dis die ouens wat ek mee gaan werk, want ek weet die diens is daar. Al sit hulle in Koster, baie ver van ons af. Sorg ons dit oor 'n video call of 'n paar foto's en ons is reg. En dan so laaste dingetjie waarop ek wil fokus is ek wil eintlik terugkom na die beginprobleem toe, die brug.
Yes. Brug en losvoer is eintlik maar dieselfde woord en dit is nou nie die brug wat die ou mense speel of die een oor die Oranje rivier nie. Dit is basies hy maak soos 'n halwe 'n riffie wat jy kry nie die ou voer uit hom uit nie want hy meng mos so lelik. Losvoer is lief om te maak soos seesand. Ja. As jy onder seesand ingrou, maak hy half sy brug en as jy nie fisies daai seesand gaan krap van bo af of van onder af nie, gaan daai brug bly. So hoe Willie Jones hulle dit oorkom met hierdie silo wat nou hier is. Buiten die feit dat net vir die mense wat weet, daar's 'n augersisteem, daar's 'n augersisteem en daar's 'n augersisteem. So jy kry ongelooflike voervermenging. Yes. Maar hier is waar jou brugsituasie lê. So hoe het hulle dit oorkom? Hy het begin met, as jy kan sien daai motor wat daarin is, hier's 'n lang as wat soos 'n okker lyk. Ja. Hy trek die voer. Hy hou aan, as hy aansit, begin hy draai. Dan het hy onder hierdie geel boksie wat jy hier sien, is 'n limit switch. Hy sê vir hom, as hier te veel kos hier begin lê, dan sê hy vir die dit af. Dan wag hy, dan gee hy kans dat die ketting hom leeg trek. Sodra hy hom klaar leeg getrek het of hy begin die voer begin sak, sal hy weer lees hier is nie kos nie en hy sê weer vir daai ene, "Jesus, ons kan trek." En daai encodertjie, raai ek praat met die een wat daar bo sit om te sê, "Oké, hou op voer van die silo, die fisiese motor en die ding daar is vol." Korrek. So as die karretjie vol is, dan sit hy hom ook, kan hy die silo ook afsit. Hierdie is weer soos 'n flow switch. Dis nou amper soos by die mense daar buite, dis amper soos 'n pyp. Hy sê vir jou, "Oké, daar's vloei, oké, daar's nie." En dis eintlik maar net 'n klappie. Eintlik, hy het 'n klappie. Ons praat van 'n product reader. So hy kom verby en soos die kos aanhou loop, sal hy lees, daar's kos en as hy hang binne 5 sekondes dan sê hy vir die motor maar draai. En die ene kan dan hierdie hele storie met die okker binne-in kan hy anti-kloksgewys of kloksgewys skuif en dan hou hy die voer aankom. So ons is heeltyd besig. Die ding kom om tot amper hy draai amper 360 grade, slat hy weer sy limit, dan gaan hy weer terug aan die ander kant toe. So ons binne in hierdie cone wat hy maak, die voer uit te trek en te roer. En jy gee hom eintlik eers kans om enigstens te brug. Korrek. Dis Hoor iemand, dankie dat ek hier by julle kan draai. En sterkte met die koue vir die winter want ek sien hy's werklik nou hier. Dit is nou nie meer speel nie. ja. Dankie Albert. Right, so daar het jy dit. Willie Jones het gegaan en gesê, maar dit moet moontlik wees. En hier staan die ding agter my. Hy werk tot vandag toe nog en hierdie ding is nou al vir hoeveel jaar hier? 20 jaar. 24 ja, sal 2025. Ja, 24 jaar wat hierdie stelsel hardloop en hy is nog net een keer opgegradeer. So as jy sulke kwaliteit in jou boerdery wil begin integreer, Willie Jones se link is hier onder, maak seker die kontak hulle en kyk hoe kan jy saam met hulle die pad vorentoe stap. Dis Farm Space oor en uit.